U kan saam met my die woord van die Here oopmaak by Spreuke 20:25. Spreuke 20:25. Dit is nou 'n vers vir 2025. Een enkele vers, die 25ste vers van Spreuke 20. Hierdie vers sê, dit is vir die mens 'n struik, dat hy onbedagsaam sê, heilig, om dan eers na die geloftes te oorweeg. Nou hierdie vers, Spreuke 20:25, is wysheid uit die boek Wysheid, die boek van Spreuke, waarin ons allerhande lesse leer, wat vir die alledaagse lewe tot soveel nut en insig is. Hierdie vers wat ons gelees het, dit is vir die mens 'n struik, dat hy onbedagsaam sê heilig, om eers later die gevolge, om eers later die geloftes te oorweeg. Hierdie vers handel spesifiek oor die keuses wat ons gaan maak, en die keuses en besluite wat ons uitoefen. Elke een van ons is gebind tot die uitoefening van besluite en keuses. Dis deel van ons bestaan, soos water vir 'n vis is. Selfs mense wat sê hulle wil wegkom van al die besluite en al die keuses wat hulle maak, kies om weg te kom en inherent neem hulle nog 'n keuse. Dis deel van ons lewe. Hulle sê ons maak per dag nagenoeg 33 tot 35.000 keuses per dag. Waarheen jy kyk, of jy links kyk of regs kyk, as jy opstaan, jou tande gaan borsel, jou hare kam, aan jou neus vat, wat jy gaan aantrek, en ek weet, een van die moeilikste besluite wat 'n vrou het om te neem, is wanneer sy voor haar klerekas staan, want dan neem sy die onmoontlike besluit, want wanneer sy daar staan, dan sê sy, ek het niks om aan te trek nie. En tog kry sy 'n keuse gemaak. Daar is soveel keuses wat 'n mens moet maak. As ons dan elke dag tussen 33 en 35.000 keuses maak, beteken dit in 2024 wat verby is, het u 12 miljoen keuses gemaak. En daar lê, as die Here wil, nog 12 miljoen keuses voor. Besluite wat u gaan moet neem, 'n oormag van keuses en besluite, daarom dat dit so uiters noodsaaklik is om wysheid van God af te kry. En nou leef ons mos aan die begin van die jaar en mense het verskillende voorneming en hulle besluit oor die toekoms, voornemings wat hulle het, en soms is mense baie ernstig, uit opregte harte wat hulle besluit, hulle wil in 2025 nie meer rook nie, nie meer drink nie, minder brood eet, meer water drink, miskien op 'n dieet gaan. Jy weet, 'n maandag is 'n wonderlike dag. Want alles gebeur op 'n maandag. As daai chocolate, jy weet, hy spring mos sommer net so in die trolley. Dis daar so naby die kasregister, dan spring hulle sommer self in, en as jy kom kry, so sommige mense sê, die chocolates roep hulle. Maar maandag, dan sal hulle weer op hulle dieet wees. Hulle het hierdie goeie voorneme. Daar's ander mense wat dalk, dit gaan nie net oor chocolates en chocolate koek nie, maar oor ernstige dinge in hulle lewe, wat hulle 'n nuwe blaadjie miskien wil omslaan, 'n vars begin hê. En so moet hulle verskillende keuses uitoefen. Miskien mense wat radeloos is. Maar maak nie saak watter keuse jy wil uitoefen nie. Die beste keuse wat 'n mens natuurlik kan maak, is om in die eerste plek by daardie plek te kom waar jy jou onderwerp aan God. Dis die beste keuse wat 'n mens kan maak. As iemand die Here Jesus nog nie as hulle verlosser en saligmaker het nie, wat baat dit 'n mens
dat hy uiteindelik minder brood wil eet en meer water wil drink, maar hy het nog nie van die lewende brood geëet en die lewende water gedrink nie. Wat baat dit 'n mens? Hy wil in 2025 het hy hierdie voorneme om vir hom 'n stukkie grond te koop, maar hy besit nog nie 'n woning in die hemel nie. Wat baat dit, jy besluit om 'n boom te plant in 2025, maar jy het nog nooit geëet van die boom van die lewe nie. Wat baat dit 'n mens, hy die hele wêreld win in 2025, maar aan sy siel skade ly. Jy sien, die belangrikste keuse wat 'n mens kan maak, soos die jong mense sê, dis 'n no-brainer. Om die Here Jesus te kies, 'n besluit waaroor jy nooit spyt sal wees nie, want van daar begin die wonderlike verhouding met God, waar 'n mens vervul kan word met die Heilige Gees en lewe in die oorvloed en lewe wat God vir 'n mens in gedagte het. Maar nou is daar baie ander keuses, baie ander besluite wat 'n mens ook moet maak, en daarvoor is daar ook raad in God se woord. Onder die dryfkrag van die Heilige Gees skryf die wyse Salomo hierdie besondere vers in Spreuke 20:25. Dit is vir die mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê heilig, om dan eers na die geloftes te oorweeg. Watter wysheid lê in hierdie enkele vers weggesluit? Watter lesse is daar wat ons kan leer om ons hierdie onsekere 2025 in te neem? Met die kroon van God se wysheid, want as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God afbid, wat eenvoudig gee sonder om te verwyd. Jy kan die wysheid put uit God se woord, wat jou wys maak in die lewe. Wysheid vir 2025 begin eerste om te weet dat daar strikke in 2025 in die nuwe jaar sal wees. Die vers sê, want dit is vir die mens 'n stryk. Jy weet mos, daar is al ewig hier aan die begin van die jaar hierdie sogenaamde profete in wie se monde botter nie kan smelt nie. Hulle is al ewig besig en wil jou wys maak dat in die nuwe jaar alles net afdraande sal wees. Dan wonder ek altyd, waar is hierdie sogenaamde voorspoedpaddas? Jy weet, ek noem hulle somme paraprofete, want na in die boek Openbaring lees jy van onrein geeste, wat soos paddas uit hulle mond uitgaan. Waar is hierdie voorspellers, hierdie paraprofete, wat aan die begin van die jaar sê, dis jou beste jaar ooit, want aan die einde van die jaar, dan sê mense altyd, hulle wens die jaar wil net verbykom, dat hulle weer 'n nuwe jaar kan, hulle wens hulle kan hierdie moeilike jaar agter die rug kry. Nou waar's daai klomp profete, wat so gesê het, alles gaan net maanskyn en rose wees, daar gaan net altyd 'n sagte windjie in jou seile wees, dit gaan net lekker wees in die nuwe jaar. En natuurlik hang mense aan hierdie soort profete se lippe, want wie wil nou nie hierdie bemoedigende woorde hoor nie, maar die probleem is, hulle veroorsaak dat mense struikel, want die oomblik as dit net 'n bietjie moeilik met hulle gaan, dan dink hulle, ja, God het nou sy mes vir my in, want die profeet het gesê, God wil net hê, alles moet heeltyd goed gaan, altyd heeltyd goed gaan, en nou die oomblik as dit bietjie swaar gaan, dan wonder hulle, hoekom doen God dit aan hulle? Jy sien, hierdie voorspoedsteologie vervreem mense van die ware God, wat jou deur beproewinge wil lei, wat die bendes en die mure nie wegvat nie, maar met God kan jy die bendes stormloop, en met God kan jy oor die muur spring. Die mure is nie weg nie, die beproewinge is nie weg nie, maar met God kan 'n mens deur dit gaan. Sommige sê mos, as jy nou net die ou gospelliedjie drink, dan gaan al jou kopsere weggaan, dan hardloop alles net klop disselboom. Dis nie waar nie. Daar is bittere stryd wat 'n mens dikwels in jou lewe het, en hier is wysheid vir 2025 om te weet, daar kom strikke. En dit is strikke wat ook deur die duiwel gestel sal word om jou op een of ander manier te kniehalter.
Ons is met sy planne nie onbekend nie, sê 2 Korintiërs 2 vers 11. En uiteindelik is dit die wil van God, dat ons vry moet kom van hierdie strikke, dat ons nie daarin moet trap nie, soos 2 Timoteus 2 vers 26 sê, om weer nugter te kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang is om sy wil te doen. God wil nie hê ons moet in die strikke trap nie, daarom dat hy vir ons wysheid vooraf gee, om te weet, om paraat te wees, om wakker te wees, om nugter en waaksaam te wees, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind, sê 1 Petrus 5 vers 8. Dis om wakker te wees in 2025. En te verstaan dat daar strikke mag kom. Dit is vir die mens 'n strik. Ja, daar sal strikke wees, soos die sielevyand 'n uitgeslape voëlvanger is, wat sy net oor jou wil gooi, om jou te vang in die net van die voëlvanger. Dis wat hy met 'n mens wil doen. Maar dit mag self strikke wees wat jy vir jouself span. Kan dit wees dat mense in hulle eie strikke trap wat hulle gestel het? Ja, die graf wat hulle verander grou, dat hulle uiteindelik daarin self val. Mense skiet hulle self in die voet. Hulle word verlei en verlok deur die begeerlikhede van hulle eie vlees, en dit is strikke wat in die jaar voor hulle gaan lê. Wanneer hulle self in hierdie strikke gaan trap, wanneer jou vlees in oppositie met jou gees staan, en hulle staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Daarom dat 'n mens vervul moet word met die Heilige Gees, om deur die Gees van God gelei te word, anderster gaan jy in hierdie strikke van die vlees trap, en hulle slaan diep in jou enkels in, dat jy nie kan loskom nie, die ysterballe word aan jou voete gesit, en jy word 'n slaaf van jou eie keuses. Daar mag strikke wees. Dis wysheid om voor die tyd die vyand se agenda met jou te ken. Hy's 'n mensemoordenaar, en hy sal jou eie vlees inspan om jou in 'n lokval, in 'n hinderlaag in te lei. Strikke. Die volgende wat hy dan noem, 'n strik wat mense vir hulle self stel. Let op vers 25. Dit is vir die mens 'n strik dat hy onbedagsaam sê. Onbedagsaam. Vermy oorhaastige en ondeurdagte besluite. Wysheid vir 2025. Dit is hierdie soort besluite wat jou in die moeilikheid kry, wanneer jy in die ingewing van die oomblik sommer maar net 'n keuse maak, wanneer jy nie nugter is nie, wanneer jy nie wakker is nie, wanneer jy nie bedagsaam is nie, wanneer jou emosies die beter van jou kry, en jou emosies oorneem, miskien wanneer jou woede uitbars, en jy neem besluite, jy doen dinge, wat jou self in die moeilikheid kry, en jy het nie die koste van daardie keuses bereken nie. Lukas 14 vers 28 tot 30 sê, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het, en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Hy het 'n keuse uitgeoefen en hy het nie mooi oor hierdie dinge gedink nie. In 2025, my broeders en susters, wil die woord van God ons waarsku om mooi te dink oor wat ons besluit. Mense neem oorhaastige besluite. Hulle bedank hulle werk, hulle het nie mooi gedink nie. Hulle begin 'n nuwe besigheid, oorhaastig verkoop hulle besigheid. Hulle koop 'n voertuig en later dink hulle aan die paemente. Emosionele woede uitbarstings en hulle maak keuses. Hulle tel die telefoon op en hulle bel. Hulle stuur 'n e-pos wat hulle later berou dat hulle dit gedoen het. Hulle knoop gesprekke aan. Hulle neem besluite, hulle sê woorde, onbedagsaam sê, en hulle is later so spyt oor die strikke wat hulle self met hulle tong gestel het.
Jesaja 28 vers 16 sê hy wat glo sal nie haastig wees nie. Dit beteken nie jy mag nie besluite neem nie. Dit beteken nie jy mag nie keuses maak nie. Dis 'n onvermydelike deel van ons lewe, maar jy moet nie onbedagsaam keuses maak en dinge sê nie. Prediker 5 vers 1: Wees nie haastig met jou mond nie. Psalm 141 vers 3: Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Hoe dikwels het mense dinge gesê, beloftes gemaak, keuses uitgeoefen, dat hulle later wens hulle kan hulle tong afbyt, hulle onderlip vasbyt oor die keuses wat hulle gemaak het. Wysheid vir 2025 gaan verder en die teks sê vir ons, dit is vir die mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê, heilig. Die wysheid wat ons hierin leer is dat nie alles in 2025 vir jou heilig is nie. Nie alles in 2025 is vir jou goed nie. Dis vir die mens 'n stryk. Om onbedagsaam te sê, wat beteken hierdie woord heilig in die konteks? Sou ons nou hier net 'n bietjie verder aanlees wat die teks sê, dan praat hy van om na die geloftes. Met ander woorde, hy het gesê heilig en dan na die geloftes te oorweeg. So hierdie woord heilig beteken eintlik dat mense onverskillige beloftes maak. Beloftes aan mense, geloftes aan God, onverskillige dinge sê, om later mooi te dink oor die geloftes, die beloftes wat hulle gemaak het, en dan te dink, maar ek kan nie hierdie dinge uitvoer nie, ek het nie die koste bereken nie, dis nie vir my moontlik om hierdie beloftes aan mense wat ek gemaak het, te betaal nie. Van die gevaarlikste woorde wat 'n mens oor hulle lippe kan uiter, gewoonlik oor die telefoon, as iemand jou bel, dan sê jy hierdie volgende woorde, ja, dit behoort nie 'n probleem te wees nie. Daardie woorde het mense al in baie moeilikheid laat beland. Want dan, as jy nou later gaan uitvind, dan is dit eintlik 'n probleem, en dan moet jy die mense nou terugbel en sê, ja, dis 'n probleem, wat sê hulle vir jou? Maar jy het dan gesê dit sal nie 'n probleem wees nie. Dis nie wat jy bedoel het nie. Jy het gesê jy dink nie dit sal 'n probleem wees nie, maar hulle het gehoor dit is nie 'n probleem nie. En jy het nog nie die koste bereken van dit wat jy oënskynlik vir hulle beloof het nie en dit realiseer nie. Beloftes wat jy maak. Maar hierdie woord heilig praat nie net van die beloftes nie, dit praat ook van mense wat te vinnig konklusies bereik. Te vinnig afleidings maak, te vinnig sê heilig, te vinnig homself in 'n ding begewe, dat hy later spyt is daaroor. Ek onthou toe ek klein was, het ek gehoor van 'n oom, hy het so groot action cricket bane gehad, en ons ry op 'n stadium na verby, en alles is toe, en ek vra vir my pa, hoekom is hierdie plek toe? Toe sê my pa, daai oom het borg geteken vir iemand, en daardie ander iemand het soveel skuld aangegaan, dat hierdie oom alles verloor het. Om nie jouself in dinge te begewe. Hoor wat sê Spreuke 22 vers 26. Wees nie onder die wat 'n handslag gee, onder die wat verskilde borg staan nie. Hoor die wysheid. Wees versigtig vir hierdie strikke, om te sê heilig. Nee wat? Dis vir my 'n heilige saak hierdie, dis my heilige broeder hierdie. Ek sal vir hom instaan, ek sal hom ondersteun, en uiteindelik lei jy jouself in strikke en dinge in waarin jy jou nie wou begewe nie. Hierdie woord heilig het nog 'n verdere toepassing, en dit beteken dat nie alles goed vir jou is nie, al lyk dit reg, nie alles is so heilig en so goed vir jou as wat jy dink nie. Daar is sekere dinge wat in jou lewe nie nodig is nie. Dit lyk vir jou so goed, dit lyk vir jou so reg, maar daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is weë van die dood, sê Spreuke 14 vers 12. Jy sien, daar is baie wonderlike goed, maar dit beteken nie dit is so heilig soos jy dit ag nie. Sommige mense het dinge in hulle lewe, selfs nou, en dinge wat hulle in die nuwe jaar wil indra, wat nie vir hulle heilig is nie.
Maar hulle hele lewe wentel daarom. Ek onthou, ek weet nie meer wat 'n seepies daar vandag op die televisie is nie, maar ek onthou jare gelewe, Santa Barbara en rustelose jare. Wow, dis vir niks gemis nie. Daar sou afsprake gekanselleer word om net dit te kyk. Dis nie so heilig dat jy alles moet kanselleer om dit te kyk. Die dominee kom doen huisbesoek, dan die ou videomasjien, daar staan daar rekord, want dit mag nie gemis word nie. Dis nie so nodig in jou lewe nie. Daar is sport, daar is vermaak, daar is pret, daar is plesier, wat mense ag as heilig. Hulle kan nie sonder hulle visvang gaan nie, hulle kan nie sonder hulle ontspanning gaan nie, jy kan. Moenie van hierdie goed onbedagsaam sê, dis heilig. En jy sal alles daar rondom prioritiseer nie. Dis vir jou 'n stryk om nie jou prioriteite reg te hê nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Sê 1 Korintiërs 10 vers 23. My broeders en susters, vriende, wysheid uit God se woord. Nie alles is vir jou goed nie. Dit is vir jou 'n stryk om sekere keuses uit te oefen oor dinge wat vir jou heilig is, dinge wat vir jou belangrik is, dan is dit eintlik onheilig in jou lewe. Dis eintlik besig om jou te verswelg. Die punt is, beloftes maak skuld. En oorhaastige beloftes bring spyt. Wysheid vir 2025 verstaan dat spyt kom altyd te laat. Dit is vir die mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê heilig, om dan eers na die geloftes te oorweeg. Daar is 'n verhaal in die Bybel wat ek nie kan lees sonder om diep bedroef te raak nie. Dit is van 'n man wat 'n gelofte aan die Here gemaak het in Rigters hoofstuk 11. En hierdie gelofte wat hy gemaak het, vinnig gesê heilig, sonder om mooi te dink, het hom bitter duur te staan gekom. Dit is die verhaal van Jefta, wat uitgetrek het om oorlog te maak teen die kinders van Ammon, en hy lê 'n gelofte af, hy sê vinnig heilig. Hy maak 'n gelofte dat die eerste wat uit sy poort kom, sal hy aan die Here offer. En wie kom toe eerste uit sy poort uit? Ons lees in vers 34 en 35 van Rigters 11, en toe Jefta aan Mispa by die huis kom, gaan sy dogter juis uit hom tegemoet met tamboeryne en koordanse, en sy was die enigste kind, en hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie. En net toe hy haar sien, skeur hy sy klere en sê, ag, my dogter, jy druk my heeltemal neer en jy stort my in die ongeluk, want ek het my mond geopen teenoor die Here en ek kan nie terugtrek nie. Is dit nie tragies dat mense in 'n onbedagte, oorhaastige oomblik, op die ingewing van die oomblik, dinge gesê het wat hulle so duur te staan kom? Daar is nou nog mense wat soveel spyt in hulle lewe het oor besluite en keuses wat hulle gemaak het, dinge wat hulle gesê het, wat hulle wens hulle nooit gesê het nie. Jy weet, WhatsApp het ons nou deesdae die funksie om dit wat jy gesê het te delete. Die lewe, my broeders en susters, het ongelukkig nie daai funksie nie. Dit wat jy gesê het, dit wat jy beloof het, kan nie net teruggetrek word nie. Spreuke 18 vers 7, die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe 'n stryk vir sy lewe. Sy eie lippe is 'n stryk vir sy lewe. Dan lees ons hierdie aangrypende woorde in Prediker 5 vers 4 en 5. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe
om op jou liggaam 'n sonde skuld te laai nie. En sê nie voor die gesand van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Hierdie woorde, dit was 'n vergissing, bedoel, daar is beloftes gemaak, nou kan dit nie betaal word nie, nou word daar gesê, ag, dit was maar net 'n ou foutjie. Ag, dis nie wat ek bedoel het nie. Mense sê mos een ding en sê hulle, ja, maar ek bedoel eintlik dit. Ek het net 'n ou grappie gemaak. Dit was maar net 'n vergissing. Moenie 'n sonde skuld op jou liggaam laai deur dit wat jy sê nie. Die spyt kom altyd te laat. Moenie dat jou besluite van vandag jou toekoms gevange neem nie. Dit is beter om te slaap oor wat jy beplan om te doen, as om wakker gehou te word deur dit wat jy gedoen het. Soos die ou mense gesê het, slaap maar eerder daaroor. Dit is beter om daaroor te slaap, as om wakker gehou te word oor wat jy klaar gedoen het. Jy weet, baie keer, dan begewe mense hulle self in dinge, dan waai die hare, en dan later is hulle so spyt oor die kwaai vriendskappe waarin hulle is. Die hare het gewaai, en dan later is hulle so spyt, hulle wens hulle kan die oorblywende bietjie hare nog uittrek, oor die spyt wat in hulle is. 'n haastige hond verbrand sy mond. Keuses wat jy soms so vinnig, in 'n kort oomblik vinnig maak, veroorsaak dat jy later lang trane huil oor kort keuses, vinnige besluite. Lang trane. Wysheid vir 2025, my broeders en susters, 'n eenvoudige vers. Spreuke 20:25, met sulke diep lesse vir my en vir jou, vir 'n jaar wat voorlê. Wysheid, om te weet, dat nie alles maanskyn en rose sal wees nie. Daar kom strikke, maar dis nie nodig om in hierdie strikke te trap nie. Strikke miskien wat die sielevyand vir jou gaan stel, strikke wat jy met jou eie optrede gaan stel, woorde wat jy gaan sê, beloftes wat jy gaan maak. Hier is die wysheid van die Here, om ons aan die begin van die jaar alreeds op daardie punt te bring, dat ons gewaarsku is, om nie in hierdie strikke te trap, of strikke vir onsself te stel, deur onbedagsaam, sommer maar net, oorhaastig, 'n ding te sê, en jy het nie die koste bereken, jy het nie mooi gedink nie. Hoeveel keer gebeur dit nie, dat mense in die nag op hulle bed lê, dan dink hulle, hierdie besluit wat hulle nou geneem het, was nie 'n goeie besluit nie. Nie mooi rustig geraak. Ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vader hart. Die wysheid is nie dat ons nie besluite mag maak nie. Die wysheid is dat ons dit nie oorhaastig sal doen nie, maar dat ons dit in gebed na God toe sal neem, dit aan sy voete sal neerlê, met hom daaroor praat, sy wil sal hoor. Dit wat ons moet kies, 12 miljoen keuses. Vat hulle na die Here toe, elke ding, waarna jy kyk, waarheen jy loop, waaraan jy vat, laat jy nie in die strikke trap, deur onbedagsaam te sê heilig. Jou dinge te begewe, waar jy later oor spyt sal wees nie. Wysheid vir jou lewe, my broeder en suster, om die regte keuses te maak, stil te word, met 'n rustige hart, nie oorhaastig jou in dinge te begewe nie, maar te weet, die wil van die Here is vir jou prioriteit in 2025. Anders kan die keuses wat jy vandag maak, jou vir die res van jou lewe gevange neem. En jy met bitter spyt sit.
En miskien as jy vandag terugdink oor 2024, dan lê dit soos 'n orkaanse verwoesting agter jou. Van dinge wat jy gedoen het, besluite wat jy gemaak het. Miskien is daar keuses in jou lewe wat nou nog by jou spook, wat jy nie mooi aan gedink het nie. Dan is daar ook vrymaking. Dan kan die Here dit ook wegwas. Die Here kan jou ook vrymaak van dit. En by hierdie oomblik met 'n nuwe begin vorentoe beweeg en te sê, Here, ek sien dat daar strikke kan wees, dat ek nie onbedagsaam sommer maar my net in dinge begewe en dan later spyt sal wees nie. Wil u nie vanaand die Here vertrou met, as die Here wil, 12 miljoen keuses wat voor lê, dat jy in hierdie jaar voor die Here sal stil word oor die dinge wat jy besluit, dit wat jy beloof, dit wat jy gaan sê, dat jy nie oorhaastig sal wees nie, maar rus in die Here. Dit, my broeders en susters, is wysheid vir 2025. Amen. Tot u hef hart en hande, op hier verlaat ek my. Laat die vyand oor my skande, oor my van hom nooit verbly. Ja, u sal nooit verlaat, wat in u vertroue wandel. Maar u dek al met die smaad, want u trouwelooslik handel. Leer my hier uw regte weë, wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe geneë, om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagten. Want u is my heil, o Heer, u